Samuel 16 hoor ons wie Samuel toe in Saul se plek as koning van Israel gesalf het. 1 Samuel 16 vertel van 'n nuwe en 'n opwindende tyd in die geskiedenis van ou Israel. En in hierdie hoofstuk hoor ons hoe die Here vir Samuel die opdrag gegee het om 'n nuwe koning vir Israel te gaan salf. En ons lees in vers 1 hoe die Here vir Samuel sê: "Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaï toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning." Samuel wou eers nie. Ons lees in vers 2 hoe hy vir die Here vra: "Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak." Maar die Here sê vir Samuel: "Neem 'n vers saam en sê ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. En nooi dan vir Isaï na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel." Samuel het toe so gemaak. En daar in Bethlehem aangekom, so lees ons, het Samuel self vir Isaï en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. En toe Samuel daar by die offer Isaï se seun Eliab sien, het hy gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar dan lees ons in vers 7 hoe die Here vir Samuel sê: "Moenie na sy voorkoms of na sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike." En so roep Isaï toe die een na die ander van sy seuns, totdat al 7 voor Samuel verbygegaan het. En toe Samuel hulle almal gesien het, sê hy vir Isaï: "Die Here het nie een van hulle gekies nie. Is dit al jou seuns die?" Waarop Isaï toe antwoord: "Die jongste is nog oor, maar hy pas skape op." En toe sê Samuel: "Laat hom haal, want ons eet nie voordat hy nie hier is nie." Isaï laat toe vir Dawid haal en ons lees in vers 12, hy het 'n rooi gelaatskleur gehad en mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here vir Samuel: "Staan op, salf hom, want dit is hy." Samuel het toe die horing met die olie gevat en Dawid voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daai dag af kragtig in Dawid gewerk. Maar nou was Dawid se pad van daar nie 'n maklike pad. Volgende keer vertel ek verder wat alles van toe af met Dawid gebeur het.